doop is, dan gaan ons gou na die lofprysing doop. So ons het 4 liedjies vir julle gekies. Ek hoop hier's 'n paar kinders ook, want ons het spesiaal loof om met die tromme vir julle gebring om saam te sing. En dan sing ons ook, dit is die tweede alle volke, en dit is die dag, en dan gaan ons 'n bietjie rustiger raak met soos 'n wildsbok. So kom staan op en ons sing baie lekker saam. Dat ons nog steeds sal opstaan en soos 'n springbok of 'n ribbok voor U sal ronddans en
sê, Vader, U is soveel meer as wat ons ooit kan dink of droom. En ons kom vanoggend met hierdie prentjie in ons kop na U toe en sê, ons het nou behoefte in ons moegheid om by U te kom sit en U te kom sê, Vader, ons wil kom drink van U, die bron van alle lewe. Daarom kom ons na U toe en sing, soos 'n wildsbok. Soos 'n wildsbok wat smaak, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my hart, verlange en ek bring aan U, die Heer. U alleen is my bron van krag, en U teenwoordigheid wil my maak. U alleen is my hart, verlange en ek bring aan U die eer. U my rots, net op U vertrou ek en volg U elke dag. U aanbid ek, o Heer, Jesus, en ek loof U vir altyd. Vrede, vos en verlossing Heer, aanbid ek, o Heer, Jesus, en ek loof U vir altyd. O God, ek Heer, en lei my in U lig en ware Goeiemôre gemeente. Hoe gaan dit vanmôre met julle? O genade. Hoe gaan dit vanmôre met julle? Ek het my gemeente geleer as ek vir hulle vra, hoe gaan dit? Of dit nou die warmste dag in Januarie is of die koudste dag in Junie is, dan sê hulle dit vir my, haleluja. So, hoe gaan dit vanmôre met julle? Halleluja, klink baie beter. Baie dankie. Baie dankie. Chris, baie dankie vir die verwelkoming. Ek het al baie troues hier gehad, maar so die eerste keer dat ek 'n erediens hier lei. Maar is my groot voorreg om volgende hier te wees. Hier is so 'n paar van die customers wat ek ken. Ek het vir haar gedoop 2 jaar terug, 3 jaar terug. Daar in Storia Kerk, nee. Genade. Maar hulle kom by, ek sien jy het handevol kinders deesdae. Maar dit is my groot voorreg om hier te wees en ek wil vir almal van julle sê baie welkom en baie dankie vir die teenwoordigheid. En dis my gebed vanoggend dat ons almal net die Here se teenwoordigheid sal ervaar en dit ook sal geniet. Al verstaan ons niks van die diens nie, al verstaan ons niks van die preek nie, dit maak nie saak nie. Solank ons net hier die teenwoordigheid van die Here ervaar en met sy vrede hier uitstap die week tegemoet wat op ons wag. Vriende, ek groet julle vanoggend in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En daarom vrede vir elkeen van julle. Ek wil gou hierdie kersie aansteek. Is my timing reg? Ek is nou vreemd met julle gewoontes, ja? Hoe gats? Wat hy? Wat hy? Vriende, ons gaan vanoggend 'n seentjie doop
Derek, waar is hy? Is hy in die moederskamer? O, daar sit hy, daar is hy. Sê ek het mooi Derek Minnik, ja. Ons gaan vir hom vanoggend doop. Nou waaroor gaan die doop? Vriende, die doop gaan oor God. En nie oor die persoon wat gedoop word nie. Die doop gaan oor God. Ons liewe God, wat 'n verhouding het met klein Derek. En die water waarmee hy vanoggend gedoop gaan word, is die teken dat God 'n verhouding met hom het. Die doop is nie 'n teken van my verhouding met God nie, ek herhaal, die doop is 'n teken van God se verhouding met my. En dit is 'n verhouding wat nie vandag begin nie, of begin het die dag toe hy gebore is nie. Dit het alreeds begin voor sy geboorte, as ons die Bybel reg verstaan. Want keer op keer in die Bybel word daar gepraat van voordat ek in die moederskoot was, voordat ek in die wêreld gekom het, voordat ek gebore is. Here het U al vir my geken. Dawid sê so mooi in Psalm 71. Hy sê, Here, voordat ek in die wêreld ingekom het, voordat ek in die moederskoot was, het U al vir my veilig laat voel. Is dit nie ongelooflik nie? Kry ons hierdie groot prentjie waarvan ons deel is. Jeremia kom en sê, Jeremia, toe die Here vir hom roep en sê, jy moet 'n profeet wees vir die nasies, toe sê Jeremia, Here, ek wil nie, ek kan nie, my familie is die armste in die hele Juda, en ek kan nie praat nie, Here, ek is te jonk, en Here sê vir hom, hou stop, Jeremia, voordat jy in die moederskoot was, het ek al vir jou gekies om 'n profeet vir die nasies te wees. Vandag hier by die doop, is dit ons liewe God, wat vir klein Derek kom omhels, en wat vir hom insluit in sy genadeverbond. En die tipiese liefdesgebaar is om iemand te omhels. Om iemand te omhels beteken, ek is vir jou so lief, daarom skep ek vir jou ruimte in die binnekring van my arms. En as ons sê God is liefde, en die doop is vandag ook 'n teken van die feit dat hy vir Derek lief het, dan beteken dit dat God vanoggend vir klein Derek kom omhels. Vir hom daar die ruimte kom skep in die binnekant van sy arms. Sodat die binnekant van sy arms vir Derek, daar die troostsone, daar die gelukzone, daar die vreugdezone, daar die veiligheidszone kan wees. En as die Here vir hom kom omhels vanoggend in sy genadeverbond, geef hom die belofte, Derek, ek is jou God. En daarom hoef jy nooit eendag rond te kyk en op soek te wees na 'n God nie. Ek is jou God. En daarom kan Derek van vandag af sing. Ja, die pragtige dooplied in ons liedboek, lied 190. Dit is my troos dat ek gedoop is in U naam. Want deur die doop het ek verseker dat U in guns U nooit nie skaam, as Vader, Seun en Heilige Gees, om ook my God genoem te wees. Ek wil amper sê, wow God. En in dieselfde asem kom God en hy sê, weet jy wat, ek is jou God, maar weet wat, jy is ook myne. Jy is myne. Jy behoort aan my. En daarom kan Derek ook van vandag af met vrymoedigheid sing. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker. Dis my vaste hoop. Vriende, as jy mooi kyk na hierdie doopwater, dan sien jy die glimlag van God. God se glimlag, wat vandag vir Derek kom sê, weet wat, my genade is ook vir jou genoeg. Ek het vir jou lief met 'n onvoorwaardelike liefde. En ek beloof vir jou dat ek vir jou nooit sal vergeet en jou nooit sal verlaat nie. Vriende, by die doop is dit God wat aktief is. En die doopeling, die persoon wat gedoop word, kan dit ontvang. Vandag is dit God wat vir Derek kom gee sy koninkryk. God gee vandag vir Derek sy koninkryk en Derek kan dit net ontvang. God gee vandag vir hom volkome vergifnis van al sy sondes en hy kan dit net ontvang. God kom gee vandag vir hom vryspraak van die dood en hy kan dit net ontvang. God gee vandag vir hom die ewige lewe en hy kan dit net ontvang. God gee vandag vir hom sy Heilige Gees en hy kan dit net ontvang. God neem hom amptelik vandag aan en nie openbaar as sy kind en hy kan dit net ontvang. En God laat hom vandag toe
om amptelik 'n lid te wees van sy kerk. Met ander woorde, om te wees, hoe het Martin Luther gesê, familiae Dei, familie van God. Amptelik word hy vandag jou en my broer in Jesus Christus. En daarom wat ons vanoggend hier sit en wat getuie gaan wees wanneer hy net gedoop gaan word, ons te verantwoordelikheid ten opsigte van Derek. Want eendag, as hy die pad byste raak, ek weet julle sê dit gaan nooit gebeur nie, maar geen kans, dat hy so 16, 17, hier graad 11, dan wil jy vir hom net met 'n klip gooi. Nee. Chris, ek is volgende jaar 40 jaar betrokke by Boys High. Ek is nog altyd daar in die gang. So ek ken 'n bietjie ook die tieners. Nee, as hy die pad byste raak, gaan jy die een wees wat na Derek toe gaan en sê, Derek, wat jy nou doen pas nie by 'n mens wat gedoop is nie. Ek was getuie in die kerk die oggend toe jy gedoop is. Kom oom of tannie, help vir jou terug in die voetspore van Jesus. En as jy eendag deur 'n moeilike tyd gaan, is jy die een wat vanoggend hier sit, wat na Derek toe gaan. En in sy moeilike tyd vir hom sê, weet wat? Jy moet moed hou. Jy moet vasbyt, ou broer, want die Here is by jou. Dit lyk nie vir jou so nie, dit voel nie vir jou so nie, maar ek was by daardie oggend toe die Here sy woord, maar ook die doopwater vir jou gegee het, as hy teken dat hy nooit vir jou sal vergeet en nooit sal verlaat nie. Ons het verantwoordelikheid vanoggend ten opsigte van ons broer, klein Derek. Dit was jou kerkvader Chrysostomus wat gesê het, waar liefde met vreugde tot uiting kom, daar begin die feestelikheid. En daarom is dit altyd 'n fees in God se teenwoordigheid. Dit is altyd 'n fees om 'n kind van God te wees. En daarom is die doop niks anders nie as 'n fees, omdat God met die grootste vreugde vandag sy liefde kom betuig en kom beloof en kom wys deur die water van die doop aan klein Derek. En daarom wil ek vir julle almal sê, welkom by die fees van die doop. Ek vra nou vir, ek dink nou eers mooi julle name kyk, Ian en Debbie, minnik, om na my toe te kom. En daar is klein, wag, ek het 'n minuut, Bia, sy is blykbaar 2 jaar gelede gedoop. Gaan julle by my kom staan of moet ek? Ja, julle moet by my kom staan. Sorry. Al die by die trappies opklim. Ja, sê. Ian en Debbie, van my kant af wil ek sê baie welkom vanoggend hier by die doopvond. En so baie dankie dat julle vir klein Derek gebring het om gedoop te word. En ek kan sien hy's verskriklik opgewonde want ek dink hy het presies nou verstaan wat ek gesê het. Hy het nou elke woord gehoor wat ek gesê het. Nou dat almal wat vanoggend hier sit kan hoor en die wat ook inluister natuurlik, dat julle vir klein Derek vanoggend laat doop nie net omdat dit 'n gewoonte is of omdat julle dit doen uit bygelowigheid uit nie, maar omdat julle werklik gelowiges is, gaan ek net vir julle vra om op die volgende 4 vrae te antwoord. Ek gaan vir julle 4 vrae vra. Maar eers teen die einde gaan julle ja sê. Julle wil almekaar ja te sê en eers teen die einde gaan ek vra wat julle antwoord. Die eerste vraagie wat ek vra. Ons as kinders van God, as gelowiges, het net een riglyn waarvoor ons lewe. En dit is nie die openbare mening nie, dis nie die media nie, dis nie YouTube nie, dis nie die internet nie, maar die Bybel, die woord van God. Bely julle vanoggend as ouers van klein Derek dat die Bybel ook die enigste riglyn is waarvoor ons julle lewe. Die tweede vraagie, Jesus kom in Johannes 14 vers 6 en dan sê Jesus, ek Jesus is die weg en die waarheid en die lewe, niemand gaan na die Vader toe behalwe deur my nie. Met ander woorde, daar's net een pad om in die hemel te kom, om 'n kind van God te wees, en dit is deur Jesus en deur sy kruis. Glo julle dat ons net, julle twee, glo julle dat ons net op een manier God se kinders kan wees, en ook God se kinders is, omdat Jesus ons aan die kruis gesterf het. Die derde vraag hier, die Bybel sê, alhoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore is, en daarom eintlik onder die toorn van God staan, behoort hulle in Christus aan God. Want Jesus het mos klaar vir hom in die kruis gesterf. Kyk, daai water wys eintlik vir ons na die bloed van Jesus, wat vir hom vryspreek van al sy sondes, al sy foute. So in Jesus, op grond van die kruis van Jesus, behoort hy aan God. En daarom leef hy nie meer onder die oordeel van God nie, maar onder die glimlag van God. Glo julle dit? En die laaste vraagie.
beloof julle twee, om vir klein Derek soos hy groter word, te vertel van dit wat vandag hier gebeur het. Om vir hom te vertel dat God vir hom liefhet, dat die Here sy God is, dat Jesus vir hom die volle prys betaal het aan die kruis, dat hy 'n kind van die Here is. En beloof julle ook om so te leef en om so te lyk, dat klein Derek werklik vir Jesus en julle woorde sal hoor en julle lewens sal sien. Ja, kom nou die dag 'n ma bel vir my. Sy bel, sy sê vir my, Bekker, nou moet jy vir my help. Ek het 'n verskriklike probleem, ek sê wat? Sy sê, my seentjie is nou graad 2. En hy kom vandag van die skool af en hy sê, mamma, ek het nou langer uitgevind dat tannemuis bestaan nie, dis nie werklikheid nie. En ek weet ook Paashaas is nie werklikheid nie. En ek weet ook Kersvader is nie werklikheid nie. Nou sê my maatjies by die skool, maar Jesus is ook maar net 'n ding soos die Paashaas en soos Kersvader, soos tannemuis. Hy bestaan ook nie. Sy sê, Bekker, wat nou? Ek sê, wie wat? Van nou af gaan jy so lewe, dat daai seentjie van jou, vir Jesus in jou lewe gaan raak sien. En dat hy kan terug aan skool toe, op sy maatjies sê, weet julle wat, tannemuis bestaan nie, en Kersvader bestaan nie, maar Jesus leef, want ek sien hom leef, in my ma se oë. Ek sien hom in my pa se optrede. Wat is hier op jou hoorbare antwoord? Ian? Debbie? Baie dankie. Ag, byvoorbeeld, wil ek vir julle sê, baie geluk, en weer eens baie dankie dat julle vir hom gebring het, dat hy vanoggend die teken kan kry van die genadeverbond, van God se liefde vir hom, van sy kindskap, die feit dat hy aan God behoort. En ja, laat hierdie dag altyd vir julle 'n baie spesiale dag wees. Julle gee in die gemeente Christus Kers, nê? Okay. O, daar staan nie, okay. Maar dis 'n klein kersie. Ja, is hier 'n oupa of 'n ouma? Hoekom staan julle nie ook hierso nie? Kom gou hier na toe. Al die oupas en oumas. Daar kom hy, daar sê, kom staan hier by. Ja. Sê, dis hoe lekker om julle ook hier te sien. Nou ja. Laat hierdie dag altyd die 9de Maart 'n spesiale dag wees in julle gesin se lewe, né? Op hierdie dag, die doopdag van Derek met ander woorde, gaan julle 'n bietjie daai Jannie verjaarkoeldrank maak, daai groen koeldrank. Né? Julle gaan 'n paar maatjies oornooi. Julle gaan vir hom 'n klein geskenkie gee. En as hy sê, maar pa, ma, ek verjaar nie vandag nie, dan sê my kind, vandag vier ons die feit dat jy 'n kind van die Here is. Okay? En ek net die twee oupas, julle kan saamklap. Ek weet nou nie juffrou Hoek nie, maar daar in die Parel is daar 'n mall. En in die mall is daar 'n Mr Price Home. En gaan nou môre of wanneer ook al, dan koop julle die grootste kers, baie groter as daai ene. Jy praat van 'n pilaar. Jy koop die grootste kers en jy gee dit vir klein Derek. En as jy nie geld het nie, ek sal vir julle leen. Ja. En dan nou elke dag, die 9de Maart, elke jaar die 9de Maart, dan steek julle daai kers aan. En as hy vra, maar wat se kersie brand is dit hierdie? Dan sê hy, vandag vier ons die feit dat Jesus ook die lig is in jou lewe. Hy weet ek het vir my kleinkinders, het ek die grootste kers gekoop wat ek in die hande kon kry. En wie op hulle doopdag, dan bel ek vir hulle en ek sê vir hulle baie geluk en ek gee vir hulle jelly babies. Hoekom jelly babies? Want om te sê, soos jy lief is vir elke jelly baby in hy pakkie, so is God lief vir elke liewe mens, ongeag sy kleur, ongeag sy vorm. Jy druk al die jelly babies in jou mond, God druk ons almal in sy hart. En wie wat as jy huis instap, aan hy kersie brand, is daar net so in presence. Jy voel sommer, hier's iets van die hemels, iets hemels vandag in hierdie huis. Beloof julle gaan 'n kers koop? Sê ja? Fantasties. Geniet vir klein Derek, die lewe is so kort, geniet hom, as julle kom kry, dan werk hy ook in Nieu-Seeland en in Australië, en julle verlang. Geniet hom verskriklik baie. En ten slotte, wees vir hom lief, met 'n onvoorwaardelike liefde. Spandeer baie tyd aan hom, onthou 'n kind verstaan nie, kwaliteit tyd nie, kind verstaan dit nie. 'n Kind verstaan net kwantiteit met ander woorde baie tyd. En gee vir hom alles wat hy wil hê, volgens julle behoefte, gee vir hom, bederf hom. Die tydjie is kort, hoor wat ek sê. Maar bo alles, gee vir Jesus aan klein Derek. Dit is die grootste voorreg wat 'n ouer ooit kan hê, om haar kind na die Here Jesus toe te lei. Kom ons doop. Waar is hy? Wat voor 'n naam het Derek? Derek Ian. Derek Ian Minnick, ek doop jou vanoggend graag in die naam van God, die Vader,
wat vir jou baie baie lief het. Wat vanoggend vir jou kom sê, wie wat, ek sal jou nooit vergeet en jou nooit verlaat nie. In die diep water sal jy kom, in die vuur van versoening sal jy wees. Maar onthou altyd, ek is by jou. Ek hou jou styf vas en niks of niemand gaan jou ooit uit my hand uitruk nie. Dirk, Ian, Minnik, en ek doop jou graag in die naam van God, die Seun Jesus Christus, wat reeds vir al jou sondes in die kruis gesterf het. Sy bloed spreek jou vry van al jou sondes, al jou foute, al jou tekortkominge, al jou gebreke, en is hy wat vanoggend ook jou naam opskryf in die groot boek van sy ewige lewe. Dirk, Ian, Minnik, en ek doop jou graag in die naam van God die Gees, die Heilige Gees, ja, hy geniet dit en ek ook, nee? Dis die Heilige Gees wat vanoggend in jou hart kom inklim, in jou lewe kom inklim. Hy gaan vir jou help om in die voetspore van Jesus te loop, en hy gaan vir jou help om soos 'n kind van God te wees, soos 'n kind van God te lyk, en om net op hom alleen te vertrou. En ek gaan aan, en aan, en aan, en ek mors met water, want God mors met genade. Dis oorvloedig te veel en te baie. En is vir jou lekker, nee? Ja, is vir my ook lekker. Amen. Amen. Ag, kom ons bid. Ons Hemelse Vader, vir ons altyd hierdie groot wonderwerk. Dat jy die groote God so klein kan word, dat jy afbuk na 'n klein seentjie toe, om vir hom te omhels, en om vir hom aan te neem, as u eie. So baie dankie Here, dat u omhelsende arms, ook vanoggend, vir Dirk, daardie troostzone geword het, daardie gelukzone, waar hy tuis kan wees, tot 'n lengte van dae. Baie dankie Jesus, dat u die prys vir hom klaar betaal het. En dankie Heilige Gees, dat ons hom vanoggend onvoorwaardelik aan u leiding, u ondersteuning kan toevertrou. Ek bid vanoggend Here vir die ouers, vir Ian en vir Debbie, en ek vra mooi Here, dat u ook die pad saam met hulle sal loop, dat u vir hulle sal toerus met baie krag, baie genade, baie wysheid, sodat hulle werklik vir Dirk sal kan grootmaak, tot eer van u naam, dat hy ook eendag as 'n volwassene sy plek sal kan volstaan, in u koninkryk, maar ook in die samelewing. Here, ons Here, aan u behoort die krag, die majesteit, ons dankbaarheid, ons vreugde, want u is groot, en Here, u is so goed. In die naam van Jesus. Amen. Amen. Jy kan maar so nadig kom, gee hom vir my. Vriende, dis klein Dirk Minnik, op hierdie stadium die jongste lidmaat in hierdie gemeente, Dirk Soletjie gemeente, waaraan jy behoort. Dis klein Dirk, baie welkom in die kerk van die Here Jesus. Baie lief vir jou hoor. Daar is hy. En Chris, kan ek dit nie te goed doen? Wag vir my, gaan ek doen jou. OK. Excellent. Ja, wag vir my daar agter. En ook aan die oupas, ook hy, die twee oupas en die ouma baie geluk, wat 'n voorreg om by die dooplettertjie van jou kind te wees. En al wat ek vir julle vra is, op julle knieë vir Dirk. My ma het 2 knievervangings gekry, en dit was van op haar knieë moet staan vir my, om vir my op die regte pad te hou, want ek was onheblik geweest. Miskien nog altyd. Ja. So op julle knieë beloof, oupas, wat sê julle, sê ja? En ouma sê jy ja? Fantasties. Die Here seën julle, en ons gaan sing terwyl julle hier staan, daai liedjie ons aanvaar jou. Dit sing julle hierso. OK. Gemeente kan opstaan, julle bly staan net hier. Baie dankie, ons kan maar weer sit. Julle moet 'n baie mooi dag hê, en vier hierdie dag met 'n groot vreugde. Ook nie net vandag nie, maar elke 9de Maart.
Ons hemelse Vader, U het met ons gepraat deur die water van die doop. Kom praat ook nou met ons deur die woorde van U woord. In die naam van Jesus. Amen. Vriende, ek gaan saam met julle die Bybel lees. Ek gaan 'n enkele versie lees uit Markus 1. Markus 1 daar by vers 19. Jesus se intreepreek, sy eerste preek, kort maar kragtig. Hy het gesê die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Dan lees ek 2 Korintiërs 5 daar by vers 17. 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. En dit alles is die werk van God. God het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesandte van Christus en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Ek lees tot daar. Jesus se intreepreek kort maar kragtig. Bekeer julle en glo die evangelie. Die woord evangelie soos Jesus daarom gebruik kom van 'n Griekse woord af euangelio, wat letterlik beteken die goeie tyding, die blye tyding. Die blye boodskap. Daardie boodskap wat mense vrolik maak, daardie boodskap wat mense bly maak, daardie boodskap wat mense, die mensdom, laat glimlag. Dit is hierdie boodskap waarvan die engele gesing het op die eerste Kersdag op die vlaktes van Efrata. Toe hulle verskyn het aan daardie verskrikte skaapwagters, was hulle boodskap aan die skaapwagters, hulle lied aan die skaapwagters was gewees: moenie bang wees nie, ons bring vir julle die evangelie, 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele wêreld bestem en bedoel is. Waaroor gaan hierdie boodskap van blydskap? Waaroor gaan hierdie tyding wat vrolik maak? Dit gaan daaroor naamlik dat God vir ons met homself versoen het. Hierdie bly boodskap is dat God ons sondes, het ek gelees, ons oortredinge nie meer toereken nie, dat hy dit volkome vergewe, met ander woorde, dat hy al ons sondes delete, in die ou taal, terwille van die bejaardes, getipex het. Dit vervang met lewe. Die blye boodskap gaan daaroor, naamlik die evangelie daaroor, dat God vir ons vryspreek van al ons foute, gebreke, tekortkominge. Dit gaan naamlik daaroor dat God vir ons aanneem as sy eie kinders. En hierdie blye boodskap of die vrolike boodskap gaan daaroor dat God homself met ons versoen het. Ons kan nie onsself met God versoen nie. Ons kan nie opklim na die hemel toe nie. Daarom het God teen die trappe van die Melkweg afgeklim na ons toe en die stof en die strooi van die wêreld kom lê. Romeine 3:23, ons almal het gesondig, daarom is ons ver van God af. Ons kan op geen manier self hierdie kloof tussen ons en God, hierdie gapende kloof oorbrug nie, maar God het van sy kant af oor die kloof geklim en die kloof oorbrug. En dit het God gedoen voordat ons nog daarvoor gevra het of ooit daaraan gedink het. Ons sing 'n pragtige lied in die liedboek, lied 190, die tweede versie, in genade groot en ryk. Bou u Heer u koninkryk. Ek kon kies. U het my gevind. Voordat ek kon kies kon vra, het u sien alreeds my bloed, my skuld gedra. Hoorie wat sing ons daarso? Voordat ek kon kies kon vra, het u sien alreeds my vloek gedra. Ek kon vind u het my gekry, voor ek nog my skuld bely. En dis genade. Dit het God gedoen sonder dat ons hoegenaamd enigiets daarvan verdien.
Dit het God gedoen terwyl, sê Paulus so mooi in Romeine 5 vers 6, terwyl ons hulpeloos was, magteloos was, nie in staat daartoe was om onsself te red nie. Daar's 'n Engelse gesegde wat sê, God help those who help themselves. Dit is nonsens. God help juist vir ons, omdat ons onsself nie kan help nie. Ons kan nie onsself red nie, ons kan nie self in die hemel inklim nie. Ons kan nie onsself met God versoen nie. Maar die blye boodskap, die vrolike tyding is, God het dit gedoen. Hy het hom met onsself versoen. Hy het van die hemel af na ons toe geklim. Hy het oor die kloof geklim, om vir ons te kom ontmoet. Dit het hy gedoen terwyl ons nog sondaars was. Romeine 5 vers 8 sê Paulus so mooi, want God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Jesus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Nou vra mense altyd die vraag, wat moet ek doen om gered te word? Wat moet ek doen om 'n kind van God te wees? Wat moet ek doen om in die regte verhouding met God te kom? Wat moet ek doen om in die hemel te kom? En nou is daar baie boeke op die rakke, wat breedvoerig vir ons vertel en verduidelik, wat ons alles moet doen, ten einde 'n kind van God te word, ten einde in die hemel te kan kom, ten einde met God versoen te kan wees. En word uitvoerig vir ons die stappe gegee. Dit is altyd hierdie 7 secrets and 7 steps and 7 ways to become a child of God. Tydskriftartikels in. Ek het nou so 'n tydskrif, 'n baie bekende tydskrif het ek gehad, met 'n lang artikel in wat iemand baie bekend nou skryf, die stappe wat ek moet doen om in die regte verhouding met God te kom. Ek het sommer moeg geraak al toe ek die ding begin lees het en dit toegemaak. Want die klinkklare antwoord is, vriende, ons hoef niks te doen nie, ons kan niks doen nie, want as God dan alles gedoen het, wat moet ons doen? Daar's niks wat ons kan doen nie.